Hartlike goeiemôre, dit is Woensdagoggend, nee, wat se dag is hierdie? Dis petroldag, nee, maak seker jy kry jou petrol, ek sê dit elke week, nêrens in God se woord staan daar enigiets van 'n kry van geabba nie. Die Here het gesê, volg my. So maak seker jy kry jou petrol, en weet jy wat, jy kan nie as jy sien iemand anders te gooi petrol in by die petrolgarage met hulle kar, en jy dink jy kan ook verry, as jy net kyk hoe hulle dit ingooi nie. Jy moet dit ingooi om te kan ry, nie. So self moet jy invul dit wat die Heilige Gees vir jou gee. Jy kan nie op iemand anders se geloof gered word nie. Jou geloof. Halleluja. My naam is Daniel Gerberman en vir my is dit weer 'n eer en 'n voorreg om saam mee te kan kuier rondom God se woord, en vandag gaan ons 'n bietjie praat dat 'n leuen bring dood. Ja, nou baie kere sê ons, weet jy, moenie jok nie, moenie lieg nie, want as jy 'n leuen vertel, dan moet jy onthou wat se leuen jy vertel, en anders dan moet jy weer 'n ander lieg om hierdie lieg op te cover, om te maak, seker te maak dat dit jou nie uitvang nie, weet. So die beste is net, moenie 'n leuen vertel nie, want op die einde van die dag, as jy 'n leuen vertel, gaan jy die prys betaal, nie. En hier was 'n jong man gewees wat 'n leuen vertel het, en hy het gedink hy gaan 'n goeie prys ontvang, en wat hy ontvang het, was die prys van die dood. Maar kom ons gaan lees dit, daarso is 'n baie bekende gedeelte is in 1 Samuel, die laaste boek van 1 Samuel, Psalm 31, en dan ook 2 Samuel 1, ek gaan so 'n bietjie daar lees. So hy sê hierso vir ons, en dit gaan oor koning Saul, wat toe nou in die oorlog was, teen die Filistyne, en hy sê toe vir sy diensknegt wat om te doen. Kom ons gaan lees daar, hy sê 1 Samuel 31, hier vanaf verse 4, hy sê, en Saul het aan sy wapendraer gesê, trek jou swaard uit en deurboor my daarmee, anders kom hierdie onbesnedenis en deurboor my en dryf die spot met my. Maar sy wapendraer wou nie, omdat hy baie bevrees was. Daarom neem Saul die swaard en val daarin, en toe sy wapendraer sien dat Saul dood was, het hy self ook in sy swaard geval en saam met hom gesterf. Toe hierdie was die waarheid, dis wat gebeur het. En hier kom 'n mannetjie en hy dink toe, nee, hy gaan bietjie naam maak, en dan gaan koning Dawid gaan nou baie trots wees op hom, omdat hy koning Saul van kant gemaak het. En hy sê daarso in 2 Samuel 1, hier vanaf verse 2, hy sê, kom daar op die 3de dag 'n man uit die leer van Saul af, met geskeurde klere en grond op sy hoof, en toe hy by Dawid kom, val hy op die grond en buig hom neer, en Dawid sê vir hom, waar kom jy vandaan? En hy antwoord hom, ek het ontvlug uit die leer van Israel. En as ons verder gaan lees, gaan ek hier by vers 9, hy sê, en daarop sê hy vir my, kom staan tog by my. Dis nou Saul, wat nou Kammersdag nou vir hierdie Amalek gesê het, hy moet by hom kom staan, nee, dis nou hierdie ou lieg nou, nie. Hy sê, en daarop sê hy vir my, kom staan tog by my en maak my van kant, omdat 'n duiseling my bevang het, want my lewe is nog heeltemal in my. En ek het by hom gaan staan en hom van kant gemaak, want ek het geweet dat hy na sy val nie sou leef nie. Ek het die kroon wat op sy hoof en die armband wat om sy arm was geneem, en dit hier na my Heer gebring. En vers 14 sê Dawid vir hom hierso, jy was nie bevrees om jou hand uit te steek om die gesalfde van die Here om te bring nie. Daarop roep Dawid een van die jong manne en sê, kom nader, val op hom aan, en die het hom neergeslaan dat hy gesterf het. So die prys van die dood, nee, is wat die prys van die sonde is die dood. En dis presies wat nou hierdie ou gedoen het, want hy het gelieg en toe kry hy dit. In vers 16 sê, en Dawid het vir hom gesê, jou bloed is op jou hoof, want jou mond getuig teen jou. En dit is hoe gevaarlik dit is, wanneer ek en jy 'n leuen vertel. Op die einde van die dag is jou bloed teen jou. Jou mond gaan teen jou getuig. Amen. So maak seker, my boetie en sussie, dat jy praat die waarheid, want 'n lieg gaan jy naderhand nie meer weet wat 'n lieg om waar op te cover nie, en dan het jy jou probleem. So praat die waarheid. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie weer eens vir u woord. Here, dankie vir u waarskuwing ook. Here, want baie kere is daar mense wat so lieg oor snaakse goed, net omdat lieg is. En Here, in u woord is so duidelik dat geen leenaar sal die koninkryk van God beerwe nie. En hier is 'n bewys
van hierdie man wat gedink het, hy het 'n goeie daad gedoen om so 'n bietjie te lieg en hy is doodgemaak, want hy het gesterf van sy sonde. Here, help ons, laat ons nie leuns sal vertel nie, maar die waarheid sal spreek in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie, gaan uit vandag en onthou, gaan kry jou petrol en moenie leuns vertel nie, altyd die waarheid. God bless.